Daar is 5 maniere hoe ek kan bewys dat 'n vierhoek 'n parallelogram is. Die eerste een is om die definisie te gebruik. 2 pare teenoorstaande sye is parallel. Dit is mos ons definisie. So ons het dat DC ewewydig aan AB moet wees en dat AD ewewydig aan BC moet wees. Let op dat ons 2 pare teenoorstaande sye moet parallel bewys, nie net een van die 2 nie. Die tweede manier is om te bewys dat die teenoorstaande sye gelyk is. En weer eens is dit 2 pare. So ek moet kan bewys dat AD gelyk is aan AB en ek moet bewys dat AB gelyk is aan DC. Dan het ek ook 'n parallelogram. Jy kan sien dat hierdie nogal ooreenstem met die eienskappe van 'n parallelogram. Die volgende eienskap wat ons gehad het, was dat die hoeke gelyk is, die teenoorstaande hoeke. Nou ja, D staan teenoor B en A staan teenoor C, so as ek kan bewys dat D en B ewe groot is, en A en C weer eens albei pare, dan weet ek ook, ek het 'n parallelogram. Dan die volgende is die diagonale. Nou kom ons teken net die diagonale in. Ek gaan hulle in swart teken. Daar's die een diagonaal DB en hier is die ander diagonaal, nie baie mooi nie, kom ek probeer net weer AC. Nou, as ek kan aantoon dat die diagonale mekaar halveer. Halveer beteken weer in gelyke dele deel. So as ek hier kyk na AC, dan deel dit DB in 2 gelyke dele. En net so, as ek kyk na DB, dan deel dit AC in 2 gelyke dele. So daar is nog steeds 2 dinge wat ek moet bewys. Ek moet hê dat die albei die diagonale halveer is. En die laaste een sê vir my dat 1 paar, so nou het ons net 1 paar teenoorstaande sye moet ewewydig en gelyk wees. So ek wil hê byvoorbeeld dat DC ewewydig is aan AB, dis die eerste ding, en dan moet ek bewys dat DC gelyk is aan AB. So daar is ook 2 dinge, want ek moet albei bewys. Nou dit hoef nie die lang sye te wees nie, dit kan ook die kort sye wees, so ek kan ook aantoon dat AD ewewydig is aan CB en gelyk is daaraan. Kom ons kyk na voorbeelde. Voorbeeld 1 sê vir my, bewys dat KLMN 'n parallelogram is. So as jy mooi kyk wat is vir jou gegee, het jy hier 'n hoekie wat 36 grade is. Dit is in 'n gelykbenige driehoek, so ek weet dat daardie 2 hoeke gelyk gaan wees byvoorbeeld. En dan het ek ook hier 'n hoek wat 72 grade is, en dit is ook in 'n gelykbenige driehoek, so ek weet dat hierdie een ook 72 grade gaan wees. Nou, hierdie een dink ek, die hoeke is gegee, so jy kan of met die hoeke werk, kyk 72 en 'n kolletjie, 72 en 'n kolletjie, hulle is ewe groot, en dan kan ek net hoek L uitwerk, en kyk is dit 36, of ek kan bewys dat die lyne ewewydig is. Albei gaan ewe maklik werk. Ek gaan die ewewydige lyne kies, en ek begin deur te werk in driehoek KMN.
So in driehoek KMN is K1 gelyk aan M2. Want kyk, K1 is teenoor hierdie sy en M2 is teenoor daardie sy en die twee sye is gelyk. So daarom gaan die hoeke ook gelyk wees. Dis teenoor gelyke sye. En ek weet verder dat die 3 optel na 180 grade, daarmee bedoel ek K1 en die 36 en die M2. So K1 plus M2 plus 36 grade is gelyk aan 180. Dit is hoeke in 'n driehoek. En dan is K1, hoek K1 plus hoek M2 gelyk aan 180 minus 36. Ek gaan dit net gou hier op my rekenaartjie uitwerk. Ek kry 144. En omdat die twee gelyk is, kan ek dit net deur 2 deel om elkeen se grootte te kry. So K1 en M2 is albei 72 grade. So daar is ook 72 grade. Nou, kyk wat kan ek nou alreeds sê. Ek kan sê dat ek my N of Z vorm hier sien. Daar. En ek het 'n paar verwisselende hoeke daar wat gelyk is. Daarom is KL ewewydig aan NM. Want verwisselende hoeke is gelyk. Nou, ek sal nou nog steeds graag wil bewys dat NK ook ewewydig is aan LM. En vir dit gaan ek ook, hier is my N of my Z vorm. Ek moet net neerskryf waarom is hoek M1 gelyk aan 72 grade. Nou, ek gaan net vir myself 'n bietjie plek maak hier. M1 is 72 grade, want in driehoek KLM het ek ook 'n gelykbenige driehoek en teenoor die gelyke sye moet ek gelyke hoeke hê. So dis teenoor gelyke sye. So, nou kan ek sê, daarom is K1 gelyk aan M1 en hulle is verwisselende hoeke, so KN is ewewydig aan LM, want ek het verwisselende hoeke wat gelyk is. Ek wil net die laaste een ook highlight. Ons het daar ons Z-vorm. Die Z-vorm help regtig om vir jou te wys watter lyne parallel is, want die parallelle lyne is hierdie twee bene van die Z, so om KN ewewydig aan LM te bewys, moet ons kry dat hierdie twee ewe groot is. En om KL ewewydig aan NM te bewys, want ek moet hierdie twee strepe gebruik, dan lyk my Z-vorm so en daardie twee hoeke is ewe groot. En al wat nou oorbly om te sê, is dat KLMN 'n parallelogram is 'n parallelogram, ons sê sommer net parm, en my rede is 2 paar teenoorstaande sye ewewydig. Reg, kom ons gaan vir die volgende probleem.
Hier word vir ons gegee dat ABC en ABD parallelogramme is en ook dat DF gelyk is aan DB. So DF, kom ons maak dit rooi, DF is gelyk aan DB, ek wil net hê dit moet 'n bietjie uitstaan hier. Dan die twee parallelogramme wat vir ons gegee is ABCD, so van A na B, na C en dan na D. So dit is klaar vir ons 'n parallelogram gegee. So ek sou byvoorbeeld weet dat hierdie sytjie gelyk aan daardie sytjie is. Net so sal ek weet dat BC gelyk aan AD is. Goed, dan word daar ook vir ons nog 'n parallelogram gegee, parallelogram ABDE. ABDE. So ek gaan hom hier aan die onderkant 'n bietjie probeer trek, ABDE. Dit is ook 'n parallelogram. So ons weet ook byvoorbeeld dat die teenoorstaande sye hier gelyk moet wees. Jy kan sien ek het klaar 2 streepies daar getrek, so dit gaan ook gelyk wees aan mekaar. Ja, ek weet ook dat hierdie enetjie gelyk aan daai een gaan wees en sovoorts. Maar kom ons kyk wat is vir ons gevra. Hulle wil hê ons moet bewys dat BCFE 'n parallelogram is. So BCFE, hierdie grootte. Ek wil bewys dat dit 'n parallelogram is. En ek gaan dit nou sommer met 'n dik geel lyn aandui. BCFE. Ek wil aantoon dat dit 'n parallelogram is. Nou, ons het die 5 maniere. Ek kan nie sien dat ons enige sye maklik parallel gaan bewys nie, dat die teenoorstaande sye gelyk is, lyk ook nie vir my, kyk wat het hulle gegee. 2 parallelogramme hier, so dit lyk nie vir my of daar iets met die sye is nie. Die hoeke word selde gebruik, maar dit is waar, die mens kan die hoeke gebruik. Wat van die diagonale halveer mekaar? Kyk net, ek weet klaar dat hierdie diagonaal halveer was, want dit is gegee. Kyk, die diagonaal is van E na C en van B na F. En waar die twee mekaar sny, dit moet die middelpunt van albei die diagonale wees. Dan halveer die diagonale mekaar. So die een paar is vir my gegee. En die ander paar kan jy sien, ek het dit eintlik klaar aangedui, ons moet net uitskryf hoe dit gewerk het. Nou ek wil net daai so bietjie uit die pad uitvat, dan het ek meer plek om te skryf. So ek kan sê, ek wil nie graag in geel skryf nie, kom ons skryf in swart. Ek kan sê dat BD gelyk is aan DF, dit is gegee. En dan kan ek sê dat DC gelyk is aan AB. Kyk, dis die pad wat ek hier geloop het. DC is gelyk aan AB, want dis teenoorstaande sye van die groen parallelogram. So dit is teenoorstaande sye van 'n parallelogram. En die parallelogram is ABCD. Ons sien, ons het nou 'n hele klompie parallelogramme, so ek verkies om nou maar te sê van met watter een ek werk. Dan het ons ook dat AB gelyk is aan ED, en dit is teenoorstaande sye van die rooi parallelogram. So AB is gelyk aan ED, en dit is ook teenoorstaande sye van parallelogram, net kyk om hom te benoem, ABDE.
En daarom, as jy nou hier volg, AB, of liewers DC, is gelyk aan AB, wat gelyk is aan ED, daarom is DC gelyk aan ED. En hierdie gedeelte, DC gelyk aan EB, saam met BD gelyk aan DF, is my twee diagonale, en hulle halveer dis mekaar, want hulle sny by dieselfde punt D daar, en aan weerskante van D is die diagonale ewe lank. Dus kan ek nou net sê, is BCFE is 'n parallelogram, en my rede sal wees, diagonale halveer mekaar. Terwyl ek nou daaraan dink, wil ek gou praat oor hoe 'n mens jou parallelogramme benoem. 'n Mens kan op enige punt begin. So as ek na hierdie gele kyk, kan ek besluit ek begin op C. En dan kan ek besluit ek gaan anti-kloksgewys in 'n sirkel beweeg, of kloksgewys in 'n sirkel beweeg. Al twee is reg. So ek kan dit gaan noem CFEB. Sien, dis anders as wat hier geskryf is, maar dit is nog steeds reg, want ek beweeg in my geslote figuur hier, reg rondom in 'n sirkel. Ek kan nie sê CFE en dan spring ek so, of CFBE, ek kan nie so op 'n diagonaal gaan nie, ek moet rondom die figuur gaan. So, hierdie enetjie hier kan ek byvoorbeeld besluit ek begin by A, en dan gaan ek na E toe, D toe, B, want dit is rondom die figuur. Kom ons doen nog 'n voorbeeld. Hier is vir my gegee ABCD en EGCD is parallelogramme. Kom ons highlight hulle. ABCD is van A, dis hierdie hele groote, ABCD, daai hele groote is 'n parallelogram. So, ons het al die eienskappe van 'n parallelogram daar. Ons weet AB is ewewydig aan DC. Ons weet AB is net so lank soos DC. Dieselfde met DA en CB, hulle is ewewydig, hulle is ewe lank en so aan. Al die eienskappe van 'n parallelogram het ons daar. En dan het ons nog 'n parallelogram. Dit is EGCD. So van E na G kom ek, kry net 'n highlighter, nie blou nie, want die ander een is klaar blou. Van E na G, bewerasie, E na G, na C, na D. Jy kan dit alles met 'n liniaal doen, wat ek nou nie so maklik hier kan doen nie. So, daar is my twee parallelogramme. As ek na die groen een kyk, weet ek DC is ewewydig aan EG. Ek weet ook DC is net so lank soos EG. En dieselfde met DE en CG. Nou wat wil ek bewys? Ek wil bewys dat ABGE, so van A na B toe, na G toe, en dan na E toe. Dis wat ek wil bewys. Ek wil bewys daardie geel figuur is 'n parallelogram. Nou ja, ons kan maar weer kyk na die maniere wat ons het. Ek kan sien dat hierdie sytjie daar net so lank is soos die een hier, want dit kom van die groot blou parallelogram af. En dan van die groen parallelogram, sy teenoorstaande sye is DC en EF. So, hierdie een gaan ook net so lank wees. En nou het ek al klaar twee
sye van my parallelogram wat ewe lank is. So ek vermoed ons gaan dalk hierdie een gebruik van teenoorstaande sye is gelyk. Teenoorstaande sye is parallel, dit sal ek nou ook al reeds kon neerskryf hier, want hierdie een is ewewydig aan daardie een wat ewewydig is aan daardie een, maar dan ja, ek kan dus gebruik ewewydig en gelyk. Ek wil egter graag gaan en een doen waar ek sye gelyk het. So, daar's meer as een manier. Nou ja, ek sien dat ons hier een streepie gehad het en daar een streepie gehad het wat gegee was. So eintlik moet ek hierdie nou met 2 merk, want hulle is nie ook gelyk aan daardie nie. So, ek kan reeds sê dat DC is gelyk aan AB, want dit is teenoorstaande sye van 'n parallelogram ABCD, die grootte. En dan kan ek ook sê dat DC gelyk is aan EG, hier, DC is gelyk aan EG, want dit is oorstaande sye van die groene, wat ook vir my gegee is. So dis teenoorstaande sye van die groen parallelogram, wat EGCD is, ek gaan dit maar hier onderskryf, EGCD. Goed, en daarom, as ek nou kyk, DC is gelyk aan AB en DC is gelyk aan EG, dan moet AB gelyk aan EG wees. En dis een van die dinge wat ek wou sien. Onthou ek werk in hierdie groen figuur. Ja, soos ek reeds gesê het, jy kan presies dieselfde pad loop en bewys hierdie een is ewewydig aan daai een en hierdie een is ewewydig aan daardie een. Daarom is die twee ook ewewydig. En dan kan jy gebruik een paar sye is gelyk en ewewydig. Of ek, en dis die pad wat ek nou gaan kies, EA daar is vir my gelyk gegee aan DG, maar ek weet dat DG gelyk is aan GB. Nou, hoekom weet ek dit? Uit die blou parallelogram is DB diagonaal, en as ek 'n diagonaal het, dan weet ek dat die diagonale mekaar halfveer, so daai een is ook so lank. So dit is diagonale van parallelogram die grootte A, B, C, D. En daarom gaan EF nou gelyk wees aan GB. Ek wil net gou mooi kyk. EA, dit moet EA wees, nie EF nie. EA. Kyk, EA is gelyk aan DG en DG is gelyk aan GB, so dit is wat ek het. Daardie twee is ook gelyk. En dan omdat albei pare gelyk is, kan ek sê dis is A, B, G, E is 'n parallelogram, want die teenoorstaande hoeke is, teenoorstaande sye is gelyk. Teenoorstaande sye is